Ek het vanoggend het ek weer met iemand gepraat wat my gekontak het, sê, weet jy, vandat ons is nooit kerkgangers gewees nie. Ek het nooit kerk toe gegaan nie, JP, ek het nooit nie, hy sê, maar die dinge het die laaste paar jaar, het die dinge net nie vir my begin werk nie. Ek het God begin beskuldig van allerhande dinge. Ek het God begin kritiseer, want niks loop vir my reg nie. Die Here straf my. Nou, dis ook die grootste leuen uit die put van die hel uit. Maar in elk geval. En die persoon sê vanoggend vir my, sê vir my, weet jy, JP, ek weet nie hoekom nie, maar vandat ek begin kerk toe gaan het, vandat ek by julle begin inskakel het, en net weer begin kerk toe gaan het, hy sê, ek verstaan nie alles wat jy sê nie. Ek weet nie presies van alles waarvan jy praat nie, maar die bietjie wat ek verstaan, vandat ek dit begin doen het, is dinge besig om vir my positief in 'n positiewe rigting in te gaan. Dis wat die woord doen. Hoekom? Want nou begin jy nagmaal gebruik. Nou begin jy saam met die gelowiges. Nou begin ons saam fellowship. Nou begin jy hoor wie jy is. Jy begin kindskap kry. Jy begin groei in kennis oor wie jy is in Christus. Nou begin God se woord vir jou werk. Dis hoekom jy nie voor die TV kan kerk kyk nie. Want Benny Hinn gaan nie uit Amerika uitkom op jou toe kom, saam met jou te kom bid nie. Nog minder gaan Creflo Dollar of wie ook al, daar TD Jakes of wie ook al. Niemand van hulle gaan dit kom doen nie. Hulle gaan jou nie kom besoek as jy siek is nie. Hulle gaan nie saam met jou koffie kom drink en jou kom bemoedig nie. Kan jy sien waaroor dit gaan? So, bly in my. As iemand nie in my bly nie, word hy uitgewerp. Hy word eenkant. Wat het jy al gesien, wat gebeur as jy 'n lekker vuur aangesteek het, en jy haal een hout uit die vuur uit, en jy sit hom na een kant neer. Het jy al gesien wat gebeur? Hy brand lekker, nie? Nee, hy vrek. Die vuur vrek. Dis presies wat gebeur met my en jou. Die oomblik wat ons afskei, wat ons weg deur kritiek, dan doen ons onsself skade aan. OK, kom ons kyk daar, wat sê 2 Timoteus 2 vers 15. Kyk wat sê 2 Timoteus 2 vers 15, kom ek soek hom gou hierso. 2 Timoteus 2 vers 15, hy sê, lê jou daarop toe om jouself beproef te stel voor God, as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, want die woord van God reguit sny. Lê jouself, beproef jouself, en dit is 'n pad wat jy stap, dis nie 'n ding wat onmiddellik gebeur nie,